Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 11 en die fokusteks is vers 11. Dis 'n baie bekende gedeelte. Dit handel oor Jesus net voor sy hemelvaart waar hy weer vir sy disippels herinner dat hulle die Heilige Gees as gawe sal ontvang en dat die Here Heilige Gees vir hulle sal bekragtig en bekwaam maak om sy getuies te wees, nie net in Jerusalem nie, maar ook tot in die uithoeke van die wêreld. En dan van die hemelvaart plaas en terwyl die disippels opkyk na die hemel, lees ons die volgende woorde. Toe sê een van hulle Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus van julle wat in die hemel opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Sommige net die woorde Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Ons het die voorreg gehad om by ons jongste seun Charles en sy vrou te gaan kuier in Utrecht. En eendag het hulle vir ons gesê dat hulle 'n geruime tyd nou al plek bespreek het by baie bekende restaurant kroeg in Utrecht, dat die plek geweldig vol is en dat hulle graag wil hê dat ons saam met hulle hierdie plek moet kom besoek. En toe ons die aand in die restaurant of in die instap, toe sien ons dat dit eintlik 'n kerk was wat nou gebruik word as 'n restaurant kroeg. As 'n mens nou gaan kyk ook na die restaurant, dan sien jy nog die orgelpype, die galery wat daar bo is. En terwyl 'n mens daar sit en rondom jou kyk en hierdie plek is stampvol, is dit dat 'n ou vir jouself afvra, maar ek wonder wat het hier gebeur? Wat het gemaak dat die kerk eintlik leeggeloop het, terwyl daar nog baie mense is in hierdie stad? Nou, outomaties dink 'n mens deur te vra, maar het die kerk reg bedien? Was hulle bedieningsstrategie goed geweest? Of was dit ook 'n geval geweest dat mense eintlik maar net koud geraak het teenoor die kerk en veral in 'n verhouding met God? Dat ons dalk ook vanoggend vir mekaar kan vra, maar waarom staar jy so na die hemel? Is dit dat ons regtig meer lewende gelowiges is wat betrokke is in God se werk ook hier op aarde? Of het ons toeskouers geword? Want jy beleef dit dikwels ook in gemeentes dat 'n groot deel van jou gemeente eintlik maar toeskouers is. Eintlik is maar mense wat maar sit en toe kyk oor wat gebeur, asof ek self geen belang meer het by die gemeente of by die kerk nie. Ek het 'n boek gelees van George Hunter, Church for the Unchurched, en is nogal insiggewend ook dat hy sê dat ons leef in 'n tyd waar mense eintlik min kennis van God het. Nou ek dink natuurlik dat die tyd waar ons leef het twee kante. Jy kry mense wat al hoe meer openlik hulle ongeloof bely, hulle onbetrokkenheid bely, en dan kry jy weer mense wat ongelooflik toegewyd en meelewend is. Maar Hunter gebruik die beeld deur te sê dat die moderne mens is mens wat leef met die idee van, man, ons moet eintlik maar net moreel goed leef. Ons moet goed wees vir ander mense, ons moet goed doen aan ander, nie van die oortuiging dat dit God is wat dit van ons vra nie, maar dood eenvoudig net omdat dit goeie reëls is vir 'n gesonde gemeenskap. En dikwels gebeur dit dat mense al hoe minder kennis dra van die Here, al hoe minder intiem is in verhouding met God, en daarom dat mense dikwels ook shop, rondloop tussen kerke, om te gaan kyk, maar waar pas dit my, of waar kan ek bedien word? Terwyl die Here ons eintlik stuur om te sê, ek wil hê julle moet my disippels wees, ek wil hê julle moet leer om te groei in 'n verhouding met my, en julle moet die goeie nuus oor Christus gaan vertel en gaan deel, daar waar julle in die wêreld kom. In die boek gebruik hy die beeld deur te sê, maar wat is dit wat moet gebeur binne die kerk? En dan sê hy dat die kerk moet altyd 'n studie van die Bybel doen. Die kerk gaan oor God, die kerk praat oor die Here. Daarom kan ons nooit ons boodskap verander nie, maar moet ons juis tot kennis kom van die woord, sodat ons se mense kan help en kan begelei om sin te vind, juis om te sê, maar Christus is die antwoord op die soeke ook in julle lewe.
Hy maak baie van gebed, baie om te sê dat 'n gemeente 'n gemeenskap is waar ons afsonder in gebed tot God, dat ons met die Here kan praat oor die uitdagings van ons lewe, dat ons juis 'n geloofsgemeenskap is wat gereeld met God kommunikeer en stil raak by God en leer om te luister na God se stem vir ons lewe. Hy sê dat die kerk vandag 'n kerk moet wees wat 'n passie het vir mense wat verlore is. Dat ons nie maar net nonchalant by mense verbystap en mense ignoreer en sê maar dis God se probleem nie. Maar dat ons die oortuiging het dat die Here ons geroep het om sy hande en sy voete hier in hierdie wêreld te wees. En daarom dat ons se hart het vir mense wat verdwaal geraak het, mense wat koud geraak het, mense wat worstel met God, en moet daar hierdie passie wees om mense te bly opsoek en met hulle te praat oor die Here. Daarom is die evangelisasie of die dra van die goeie nuus, die getuienis wat ons het oor Christus, is so belangrik ook binne die kerk, want dit word eintlik die stem van die kerk ook in 'n wêreld. Dan sê hy dat ons ook die kultuur van die mense wat ons bedien moet aanneem. En is baie interessant dat Gene Gates 'n boek geskryf het ook om te sê, as jy kyk na jou bedieningsstrategie, dan kyk jy deur 3 lense. Jy kyk na skrif, kultuur en tradisie. Die enigste absolute is die skrif. En daarom sê dat hy ook die hele tyd ook die kultuur waarin jy staan moet verreken, om te sê pas ons aan. Want baie Christene of mense wat tot geloof kom in Christus, sê hy, wil nie deel word van die kerk nie, omdat die kultuur van die kerk vir hulle vreemd is. En dan is die vraag, hoe ontvanklik is ons? Hoe oop is ons vir mense wat buite kan staan? Of wil ons hê mense moet wees soos wat ons is? En daarom is dit dat ons dan juis vir mekaar moet sê dat musiek, en klein groepe en die uitleef van ons gawes belangrik is vir die werk van die Here ook hier op aarde. Ek wil vanoggend vir jou kom vra, as jy dink oor kerk wees, wat is vir jou belangrik? Wat is dit wat ons moet hoor, wat ons weer moet gaan identifiseer en gaan sê, maar is ons relevant vir die tyd waar ons nou bedien? Maar aan die ander kant is dat ons ook vir mekaar moet sê, ons het 'n ongelooflike boodskap. 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van redding vir almal, en dat ons dit sal gaan leef. My vraag vanoggend, is jy 'n medewerker, of is jy 'n toeskouer? Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons help om te getuig oor U, en mag ons lewe, Here, 'n getuienis wees van ons verhouding met U, sodat ons lewe mense nie sal afstoot nie, maar juis nader sal trek tot 'n verhouding met U. Amen.